herstelde huweliksgetuienis. Ontelbare vrae, twyfel, angs en vrees. Brianna, hoe het jou herstel eintlik begin? My storie is lank en het 4 jaar gelede begin toe ek 'n huwelikseremonie gehad het, 'n byeenkoms van familie en vriende by die registrasiekantoor. Voor dit het die pastoor met my gepraat oor sy bekommernisse, maar weens 'n gebrek aan toewyding aan God en omdat ek nooit begrip gehad het van die owerhede oor my nie, het ek nie geluister nie. Maar daarna het dit vir my ontelbare vrae, twyfel, angs en vrees gebring. Ek het ook nie geweet of RMI die regte plek vir my was toe ek hier die eerste keer aangekom het nie. Ek het vir 'n rukkie geweier om die waarheid te hoor en teen die bediening se beginsels gegaan, deur nie wettig getrou te wees nie. Ek het besef dat ek weer eens die gesag oor my geïgnoreer het en het selfs geïgnoreer wat ek geweet die waarheid is. Dit was 'n lang reis van 2,5 jaar. Ek het geval, ek het opgestaan, ek het weer geval, ek het die wêreld binne gegaan, ek het moeg geword en ek het teruggekeer. God het my altyd gered en hierdie bediening het my nog altyd die tyd en ruimte gegee. Prys die Here hiervoor. God het selfs my ex vir 'n paar maande na 'n ander land geneem. Daar was myle wat ons geskei het. En dit was toe dat ek uitgevind het hy is saam met iemand anders. Ek het gesien hoe die familie hom terselfdertyd ondersteun, terwyl hy my geïgnoreer en met agterloosheid behandel het. Ek het gesien ek het hom versmoor, omdat ek hom nie in my hart laat gaan het, soos ek geweet en geleer het nie. Na 2 maande het ek uiteindelik opgehou om agter hom aan te hardloop, bel en SMS, maar my hart het steeds verlang en ek het al my RMI kursusse gedoen, op soek na herstel. Net herstel met 'n man. My fokus was nie die Here nie. Dit het vir my talle meer vrae, twyfel, angs en vrees gebring. Brianna, hoe het God jou situasie verander, terwyl jy hom heelhartig gesoek het? Dit was deur 'n niggie, wat God die hele situasie verander het. Hierdie niggie het vir my 2 liedjies in 'n gesprek gestuur. Die eerste het my oë oopgemaak oor my verhoudingstoestand. Ongeag wat ek geleef het, alles was ongedaan gemaak en wat gekom het, sou nuut wees. Dit het nie saak gemaak wat my verhoudingsstatus was nie, want dit was verby. Ek het die waarheid geken en dit het my vrygemaak. Die tweede lied het gepraat oor soek na God in alle dinge, om antwoorde te kry. Van toe af het ek die bediening begin sien as 'n ondersteuning vir my herstel by die Here. Ek het moedeloos geraak en begin besef dat ek die dogter van 'n koning is, wat aan 'n hemelse man behoort. Ek het met waarde begin sien en die gebrek aan waarde wat die wêreld aanbied. Toe ek uiteindelik verstaan het om gehoorsaam te wees aan wat RMI sê, het ek begin tevrede raak. My hart was bly met alles wat ek geleer het. Brianna, watter beginsels uit God se woord of deur ons hulpbronne het die Here jou tydens hierdie beproewing geleer? Die beginsel van laat gaan was van kardinale belang. Hierdie beginsel, asook die beginsel van tiendes, is die wat ek almal sal aanraai om oor en oor te lees, totdat hulle dit verstaan. Die oomblik toe ek my tiendes aan RMI gegee het, was die vyand se houvas op my verby. Ek was nie dubbelhartig nie. Ek het begin om God se sorg vir my te sien, en terwyl dit gebeur het, wou ek skree hoe heerlik dit is om hom te hê as die liefde van my lewe, en om te laat gaan, het van nature gevloei. Brianna, wat was die moeilikste tye waardeur God jou gehelp het? Die moeilikste tye het gebeur toe ek my ex-man saam met die ander vrou en sy familie gesien het. Selfs my eie familie het die besluit ondersteun. Die kere toe ek hom hoor praat het oor toekomsplanne wat my nie ingesluit het nie.
Dit was verskriklik om te dink dat ek nie meer deel van sy lewe was nie. Dit het baie seer gemaak. Gelukkig het daardie dae verbygegaan die oomblik toe ek my ware liefde gevind en omhels het. Brianna, wat was die keerpunt van jou herstel? Die keerpunt was toe ek opgehou het om uit te gaan voor ek eers weer by Ademaai begin werk het. God het alreeds in my hart my oë oopgemaak vir talle situasies waarin ek betrokke geraak het, waar ek soos 'n hoer opgetree het. Toe ek hom begin behaag het, het hy my met soveel liefde en omgee beloon. Ek het nie die wêreld en die dinge wat dit aangebied het nodig gehad, wat my eensaam gelaat het nie. My oë het oopgegaan en ek het begin aanskou hoe pragtig God vir my gesorg het. Hy het al die pyn en vrees wat ek gevoel het verwyder, en baie ander dinge. Hoe meer ek gesien het hoe hy namens my optree, hoe minder was ek lus om iets van my ex of enigiemand anders te soek of te verwag. Ek het dit in my hart laat gaan en dit was ook 'n keerpunt, want skielik het ek gehoor my ex gaan 'n Christen vriend besoek. Kort nadat my ex heeltyd met my begin praat het ek gesien hoe hy my nooi na talle geleenthede. Brianna, vertel ons hoe dit gebeur het. Het jou man net by die voordeur ingestap? Brianna, het jy vermoed, of kon jy sien dat jy naby aan herstel was? My ex het, soos ek gesê het, nooit lank weggebly nie. Ek het nog altyd kontak gehad en ons het 'n hegte vriendskap gehad. Dit, aan die een kant is goed, maar aan die ander kant is dit moeilik, want sonder om voorberei te wees, het ek foute gemaak en hierdie reis baie verleng. Ek kan sê dat hy net opgedaag het om oor ons huwelik te praat en om dit hierdie keer reg te doen, in 'n kerk voor God. Ek het nie nodig gehad om enigiets te sê nie. Ek het geknik en ingestem, terwyl hy my vertel het hoe belangrik dit is om alles hierdie keer reg te doen. Om in die kerk te trou, het hy gesê, was 'n droom wat hy nog nooit oorweeg het nie, maar dat hy begin smag het om my as 'n bruid te sien, en dat dit belangrik is dat wanneer ons in die kerk trou, die hele familie teenwoordig moet wees. Alles het skielik by mekaar gekom. Almal het dit bygewoon en almal het gehelp met die besonderhede. Daar was 'n opening by die kerk toe 'n paartjie besluit het om dit af te stel. So ek kan met blydskap aankondig, ek is herstel en 'n getroude vrou. Ek is verander as gevolg van my verhouding met die Here en dit is meer werd as enigiets. Woorde wat ek nooit gedink het ek sou sê nie, wat nog te sê so diep in my hart voel. Brianna, sal jy enige van ons hulpbronne aanbeveel wat jou gehelp het? Ek beveel aan om die boek Hoe God jou huwelik kan en sal herstel te lees, asook 'n wyse vrou, veral vir vroue wat nog nie wettig getrou het nie. Dit is veral transformerend vir ons. Ek beveel ook die kursusse en alles wat die bediening aanbied met die daaglikse toewydings en kursus 1 en 2 wat transformerend is. Maar lewensveranderend is die oorvloedige lewe reeks wat nie misgeloop kan word nie. Brianna, sal jy belangstel om ander vroue te help aanmoedig? Ek sal aanhou om my kursusse te doen, om voor te berei vir bediening. Ja, ek is beskikbaar om te help, en ek sien daarna uit om alle bedieninge en mense wat hierheen kom te help. Brianna, hoe dit ook al sy, met watter soort aanmoediging sal jy vroue ten slotte graag wil laat? Ek kan jou sê, alles wat deur Erin geskryf en gesê word, is gebaseer op die woord, en sy woord staan vas. Psalm 119 vers 160. Moenie bang wees om jouself aan God, aan ons hemelse man te gee nie. Dit is van hom wat alles kom. Gee julleself aan sy beloftes en begin julle dag met die lees van psalms en spreuke, sodat julle hart daarmee gevul word in tye van nood. Vandag, wanneer ek op die punt staan om te val, dink my gedagtes, laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Psalm 37 vers 5. Die vers, vir slegte tyding is hy nie bevrees nie. Hy is gerus.
Hy vertrou op die Here. Psalm 112 vers 7. Hy leef ook in my hart. Ek wil nou graag al die lof en eer aan die Here gee. Hierdie is 'n reis. Myne het begin deur net uit te sien na herstel saam met my ex. En vandag kom dit neer op herstel met my geliefde. Dit is hom wat ek wil behaag, hom met wie ek 'n verhouding wil hê, om my huis op die rots te bou, om aan te hou groei en by hom te wees. Prys die Here vir alles. Ek is lief vir en dank hom vir liefdevolle sorg aan my.